Laastens vermenigvuldig ons breuke wat bietjie meer uitdagend is. Weereens is hierdie redelike hersiening op graad 8 vlak. Jy begin al met hierdie van graad 5 en 6 af. Jy is welkom om terug te gaan as jy nog bietjie van somme wil doen. Daar is redelik veel opgelaai. Nou kyk ons na wanneer ons 'n breek van 'n gemengde getal moet uitwerk. So 3/4 van byvoorbeeld 5,5. So stap nommer 1 sal altyd wees, ons wil ons gemengde getal herlei. Okay, so ons herlei hom, sodat hy basies, ek gaan net so klein skryf, eg of oneg. Wel, hy gaan altyd oneg wees as dit 'n gemengde getal is, so dat hy 'n onegte breek net is. So ons sê, ons wil steeds weet wat is 'n 3/4 van beteken mol en 5,5 beteken 2 mol 5 is 10 plus nog 1 is 11 holwes. Okay, so 'n 3/4 van 11 op 2 en dan vermenigvuldig ons tellers met mekaar en ons vermenigvuldig ons noemers met mekaar. So 3 mol 11 is 33 en 4 mol 2 is 8. Ek skryf dit net so 'n bietjie groter daar en daai 33 gedeel deur 8. So daai is nie 'n hy gaan nie 'n perfekte veelvoud wees nie. So hy gaan nie presies of 'n perfekte faktor, hy kan nie presies daar indeel nie. Met ander woorde, ons gaan op die einde net weer terugwerk na 'n gemengde getal toe. En ons skryf ons antwoord as 'n gemengde getal. Vind uit by 'n onderwyser, verkies hulle die antwoord in 'n gemengde getal of moet jy hom los as 'n onegte breek? In meeste gevalle sal hulle op graad 8 vlak wil hê jy moet hom weer terugbring na 'n gemengde getal toe. Om 'n gemengde getal. Om dit uit te werk, gaan ons net uitwerk wat is 33 gedeel deur 8 en ek gaan nou net hier in langs van skryf wat die veelvoude van 8 is. Jy behoort jou tafels nou al te ken, maar ek skryf maar net soos 8, 16, 24, 32. So ons het 1, 2, 3, 4 veelvoude van 8. So dis 4 heeltes wat daar uit kan kom en dan bly daar 1/8ste oor, want van 32 na 33 is daar nog 1 deeltjie, so daar gaan 1/8ste, so 4 heeltes en 1/8ste wat daar gaan uitkom. Punte toekenning vir hierdie, punt vir die herleiding van die gemengde getal na die onegte breek, punt vir die vermenigvuldiging en punt vir jou antwoord in sy finale vorm. So maksimum 3 punte. Dit kan in 'n eksamen byvoorbeeld miskien selfs net 2 punte tel vir jou herskrywing van jou oorspronklike vorm en dan net vir jou antwoord. Tweede enetjie, 2 op 5 mal met 3 en 'n 3/4. Pause die video en probeer hom bietjie self. Eerstens gaan ons weer eens natuurlik die gemengde getal herlei en dan gaan ons begin kyk hoe kan ons met hom te werk gaan. So 2/5 vermenigvuldig met 3 en 'n 3/4, so 3 mal 4 is 12 plus 3 is 15 op 4. So 15/4 en ons vermenigvuldig ons noemers met mekaar en ons tellers met mekaar. So 2 mal 15 is 30 en 5 mal 4 is 20 en dadelik behoort iets vir jou uit te staan en dit is dat albei van hierdie is veelvoude van 10. So ons kan basies bo en onder gaan deel met 10, dan sit in plek van 30 word hy sommer onmiddellik 3 en 20 word 2. So jou finale antwoord is dan 3 op 2. Punt vir die herskrywing van daai gemengde getal, punt vir jou vermenigvuldiging, punt vir jou finale antwoord. Min of meer 3 punte maksimum op graad 8 vlak. Het jy hom reg gekry? Laat weet asseblief vir ons daar in die comments, of het jy hom reg gekry? Dit sal great wees om 'n bietjie van julle terug te hoor. En laat weet vir ons as daar ander tipe probleme is waarmee julle sukkel, en as die video's julle help, wat ons glo dit doen, asseblief gaan like en gaan comment op die video, subscribe op die channel, deel dit met jou vriende. Dit help ons ook om meer mense te bereik om beter inhoud vir julle te kan deel. Laaste een het ons 3/7 gemal met 14 op 5. So daai onegte breek het ons alreeds daar in 'n vorm wat ons mee kan werk, en weer eens gaan ek soos in die vorige video net vir julle hier skryf, daar's basies 2 maniere wat ons nou te werk kan gaan. So 3 op 7 mal 14 op 5. Nou, 15. Die goue reël sal altyd wees, daar's genoeg probleme in hierdie lewe
moet dit nie vir jouself moeilik maak en kyk of kan jy nou met hierdie enorme groot getalle gaan werk nie. Ons kan gaan uitwerk wat is 3 mal 14. Dat ek net daai mooi skryf. Ons kan gaan uitwerk wat is 3 mal 14. Jy kan dit uit jou kop uit doen of jy kan 'n sakrekenaar gebruik en ons kry 42. So daai sal wees 42 op 7 mal 15 is 105. En dan het ons nou 'n paar paaie wat ons kan vat. Ons kan deel met 'n klomp goed. Ons kan waarskynlik deel met 7 hier as ek sommer so vinnig kyk na 'n faktor. Op die einde is die grootste deler wat ons sal kry, die grootste gemeene deler. Kom ons skryf sommer in 'n swart pen is gedeel deur 21 en gedeel deur 21. En 42 gedeel deur 21, ekskuus ek het my oranje pen weer gebruik. 42 gedeel deur 21 is 2 en 105 gedeel deur 21 is 5. So, kom ons kyk net gou, ons doen net eers die linkerkant steen en dan sal ek terugkom na die regterkant toe. So, nou kan ons hier kyk wat kan uitkanselleer. So, ek kan oorkruis uitkanselleer want ek sou gemaal het en dan gedeel het. So, ek kan ook eers deel en dan mal. So 7 gaan in homself in 1 keer en 7 gaan in 14 in 2 keer. En in die geval waar in die vorige video het ons net 'n breek soos 1 gehad, of ek meen 'n 6ste of 'n half, nou het ons 3/7. So nou kan ons ook kyk oor kruis die 3 en die 15. 3 gaan in homself in 1 keer en 3 gaan in 15 in 5 keer. Goed. En daar het ons 1 mal 2 is 2 en 1 mal 5 is 5. So 2/5. Kan julle sien dat ons presies dieselfde antwoord gekry het aan die linkerkant as aan die regterkant. In my siening net, daar's nie 'n regte of 'n verkeerde manier om dit te doen nie. Enige een van die twee sal werk. Ek glo net definitief, keep it simple. So in plek daarvan om met hierdie groot getalle te gaan werk, 42 en 105, en ek moet nou gaan deel met 21, jy sou nog steeds jou punt daar gekry het, en jy sou nog steeds jou punt daar gekry het vir die 2 punte vir die bewerking. Maar hier, deur net eenvoudig eers te gaan deel voor ons mal, kyk hoe maklik was dit nou, 1 mal 2 is net 2 en 1 mal 5 is 5, so daar is jou puntjie vir die uitkanselleerwerk of die vereenvoudiging en 'n puntjie vir jou antwoord, is 'n totaal van 2 punte. Goed, laat weet asseblief vir ons in die comments, as daar iets spesifiek is waarmee julle nog sukkel, like en comment en subscribe asseblief, deel die video met jou vriende, dit sal baie lekker wees om verder nog met julle op pad te stap, en as ons vir julle nog beter inhoud in die toekoms kan bring. Geseënde dag.